Goed, op bladsy 22, kom ons kyk na die gemengde voorbeelde van faktorisering. So ons het vir x kwadraat minus 6x plus 9 minus 4y kwadraat. Nou, ek het 'n x kwadraat en 'n y kwadraat, maar ek het nie 'n xy nie, sien julle dit? So ek gaan dan met ander woorde eerder hierdie saam groepeer en na hulle kyk, om te begin. So wat ek doen is, ek gaan sê dit is gelyk aan hakkie x kwadraat minus 6x plus 9 minus 4y kwadraat. En nou gaan kyk ek na die vierkante. Hierdie is x, daai is 3. En x maal 3 is 3x maal 2 is 6x. Met ander woorde, ek kan hierdie as 'n volkome vierkant skryf. X minus 3, omdat daai 'n minus is, kwadraat minus 4y kwadraat. Reg? En nou gaan jy dink, maar goed, meneer is nice. Maar let op, dat ek het 'n vierkant, en ek het, hierdie is ook eintlik 'n vierkant, dis 2 kwadraat y kwadraat, né? En dit word afgetrek, so dis die verskil van 2 vierkante. So dit beteken dis dieselfde as x minus 3 plus 4y maal met x minus 3 minus 4y. Ag, eintlik is dit 2y, ja. Want dit is die kwadraat daarvan. Het julle hom? En nou is hy in sy faktore. Ons gaan dit nie verder uitvermenigvuldig nie, want hy's klaar in sy faktore. Ons wil mos faktoriseer. 'n Faktor en 'n faktor. Hy's klaar gefaktoriseer. Goed, kyk, kom ons kyk na die volgende voorbeeld. P kwadraat plus 4pr plus 4r kwadraat minus 16s kwadraat. So ek sien ek het hierso 'n p en daar 'n p en ek het hier 'n r en daar 'n r. So dit gaan vir my die verskil, dit gaan vir my 'n vierkantsgetal gee. So ek gaan dit oorskryf as p kwadraat plus 4pr plus 4r kwadraat, sluit die hakkie, minus 16s kwadraat. En nou gaan ek en ek kyk, wel p kwadraat is mos p, 4r kwadraat is 2r. So p maal 2r is 2pr, maal 2 is 4r. Ok, so ons kan dit oorskryf as p, omdat daai plus is as plus 2r kwadraat minus 16s kwadraat. En daai 16s, as ek mooi na hom kyk, kan ek oorskryf as 4 kwadraat s kwadraat. So, dis 2 vierkante wat afgetrek word van mekaar, so ek kan dit oorskryf as p plus 2r plus 4s maal met p plus 2r minus 4s. En nou het ek dit gefaktoriseer.